is 'n voorreg. Ons dink terug in begin die nuwe jaar, al amper een van die dae. Maar ek wil vir u sê, vir die kind van die Here, the best is still to come. I believe it because Jesus said it, and I believe it, and that settles it. Party sê, pastoor, jy weet net nie wat nie. As ek luister net na die nuus, ek sê ek luister na die hemelse nuus. Ek het gaan of julle plek te hulle, ja, ons weet jy dan. Halleluja. Ek raak so opgewonder, want ek weet, he's coming back again. He went away, but not to stay. He's coming back again. Halleluja. Soos ek dalk hier afspring en nie bekommerd wees nie. Ek is so opgewonde, weet ek die Here so lief. Nou iemand sê eendag my, ek wil hom net vir u sê, ek is net 77 jaar oud. Jonk meen ek, 77 jaar jonk. Oud klink nie mooi nie. 77 jaar. Was net 54 jaar getroud. Suster Gerda is nou so 14 maande terug oorlede. My kosbare vrou, ek neem my ken Tannie Gerda. Sy is altyd my orgelis ook gewees. Nou ek wil julle sê, weet julle wat, as jy 'n goeie vrou het, waardeer haar. As jy 'n goeie man het, waardeer hom. My moeder, nou daai Suster Gerda was so, kom ek vertel jy, dat jy net weet wie ek is. Nou, ek gooi vir nou, kom ek terug van huisbesoek af. Ek sal nooit weet, net toe die broer nou baie dronk, toe sy vrou nog geslaan ook. Nou kom ek toe by die huis, nou amper gevoel, ek wil ook gesels met hom, ander taal gesels, jy verstaan. Maar toe kom ek nou by die huis aan, nou sê ek, nou kom ek by die huis in die hek, by die hekkie. Nou, ek is soms een padklappe gegeen. En toe ek so by die deur uitkom, toe ek so by die deur inkom, vat my vrou my so aan die arm, sy stoot my by die deur uit, sê, jy spoeg eers daai gees uit, jy kom nie met daai gees in die huis in nie. Ek staan aan buitekant, en my moeder, sy is binnekant, ek staan aan buitekant, sy sê, voor jy nie daai gees uit, kinders van die Here, hoor pastoor Attie vanmôre vir jou sê, pas op die gees wat jy in jou huis indring. Hoor nou mooi, kom ek gee weer vir jy, bevestig net wat ek sê, kom van 'n plek af, die mense, die plek is blou gerook, ek kom uit, toe ek so by die huis instap, sê my vrou vir my, ek gaan stort eers, jy stink na rook. Kinders van die Here, pas op waar julle beweeg. Kies julle vriende reg. Wat ek daarmee bedoel is, hierdie persoon wat net altyd fout vind en kwaad praat en net altyd alles sê, dat ek nou vir jou sê, daai gees spring in jou ook. Maar kry jy ook nou dat 'n fout gees vind. Wat fout gees, ja. Prys die Here, maar baie dankie, ek is bevoorreg met wees. Dankie my broer, dankie vir die kerk. Waardeer dit, dis 'n voorreg om saam met julle te kan wees. So ek sê, ons het er uiteindelik hier uitgekom. Maar ons gaan die Here sê, weet jy wat? Steek gou saam met jou hand, ons sê, Here, ek is baie lief vir u. Halleluja. En die Bybel sê, kyk vir die persoon langs jou, sê, ek is lief vir die Here. En die Bybel sê, lieg nie vir mekaar nie. Amen. Halleluja. Prys die Here, hierdie boeta toe weer daarvoor ontvang. Toe voel ek soms so lekker saam met hom. Weet jy wat? Is lekker om ek het kos kan die Here hande klap. Prys die Here. Halleluja. Jou plekkie daar te sê, ek wil dans voor die Here. Ek wil huppel as ek loop. Nou jy sien, ou mense kan dit nou nie doen nie. As nou sal ons oor 90 is. Nou ek is nog ver van 90 af. Nee, die 17de Januarie. Dis mooi, nee. Die 17de Januarie as ek net 77. 17177. Pragtig, my lief. Halleluja. Prys dit, dis lekker. Weet jy wat? As jou godsdienst jou nie 'n smile kan gee nie, verander jou godsdienst. Dis lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te prys. Ek wil vir hom sê, weet jy wat? Jare terug kom ons by 'n groot onthaal. En die mense praat so oor die groot dans die einde van die jaar. Jare terug. Hulle sê, joh, ons gaan dan dans as daai orkes, hulle noem nie die orkes se naam, maar daai orkes. En ek sê, ja, ek gaan ook die ou jaar uit dans. Hy sê, watter dans gaan jy wees? Ek sê, in die kerk. In die PPK kerk. Ek sê, pastoor, wat praat jy? In die kerk. Ek sê, ja, in die kerk. Die Bybel sê, weet jy wat, ons dans vir die Here, en ons dans van die Here wat ons kyk. Weet jy wat, ek en jy kan in 'n rolstoel gewees het. Bid vir ons mense wat in 'n rolstoel is. Maar weet jy wat, ek wil huppel voor die Here. Ek wil dans. Hy sê,
Hy sê, mag die Here ons help. Hy sê, dis is kom om die kerk te dans. Ek sê, kom kyk by my Sondag. O, prys die Here, ek was so dans voor die Here. Ek wil huppel as ek loop. Weet jy wat is lekker? Jy kan in 'n rolstoel gewees het in die hospitaal. Toe by die hospitaal aankom en sit Gerda is in die hospitaal. Hulle weet my kom, dit gaan vir 'n operasie, maagoperasie, klein operasietjie en maak net 'n darm wat so gebuig het, maak 'n reg klein operasie eintlik. Vanmiddag geopereer. Volgende sy sê vir my, sy voel so goed. Volgende môre gaan kuier ek vir, sy voel so goed. Ry huis toe, by die huis kom bel hulle my, sê toe hulle vat om te gaan loop. Vir haar oggendloop na die operasie die volgende dag. Terugkom by die bed, kry sy hartaanval, sy sterf. Binne 24 uur na sy operasie gehad het. 54 jaar getroud. Wil ek vanmôre vir u sê, waardeer mekaar terwyl jy kan. Prys die Here. Nou my broer en suster, ek wil vanmôre kort met u praat, want ek wil vir u sê, ons het situasies wat ons hanteer, wat ons nie altyd sal nie. Nou, my boodskap vanmôre is aan u, is maar een ding. Het jy nie al gesê, my kind is nou die laaste keer wat ek met jou praat. Een ding moet jy nou mooi luister. Jy hoor as ek met jou praat. Het julle kinders, weet julle waarvan ek praat? Of is dit net ons wat so gepraat het? Of ons Boeta, het jy ook al so gepraat? Jy luister as jou pa met jou praat. Nou kom ons sê, ons luister as die Here met ons praat. Kom ons die Here gee ons geopende ore, gee vir ons ontvanklike harte, dat ons kan hoor en kan doen. Nie net hoor nie, maar ook daders kan wees. Dis lekker om die Here te dien. Dis kosbaar om die Here te dien. Dis 'n voorreg om die Here te dien. Ek wil vir u sê, Here, begin by my. Gee my 'n oor om te hoor, 'n hart om te verstaan. Nou my broer en suster, nou Filippense kosbaar 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en jaag na die doel om die prys te verkry van 'n hoë roeping van God in Christus. Hoor mooi vanmôre. U gaan vanmôre hier uit, nie dieselfde as die ingaan nie. Hoor mooi. Maar een ding, luister mooi, as elkeen van u net vanmôre, hierdie een ding wat ek vir u vanmôre wil wys en leer, gaan vat en dit in jou hart en lewe vat, in jou familie vat, in jou gesin vat, gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. You won't live here like you came in Jesus' name, bound, oppressed, tormented, sick or lame, because the Holy Ghost of Acts is still the same. Hallelujah. I love him too much to fail him now. En jy die Here lief, luister mooi. Maar een ding, ek vergeet wat agter is, en ek strek my uit wat voor is. My broer en my suster, dit is so belangrik. Daar's een ding wat ek en jy moet onthou. Vergifnis is 'n groot saak. Jy kan al jou geld gee, en ek weet nie hoekom ek gister 'n ander boodskap voorberei, en vanmôre vroeg 5:00, toe sê die Here vir my, nee, jy praat vanmôre, met alles het net vir iemand in hierdie vergadering. Ek het vir jou 'n boodskap, jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie, kom sê ek so. Luister mooi, Here gee vir ons genade, gee vir ons wysheid asseblief, Here. Heilige Gees, lei vir ons, elke oor geopen, elke hart ontvanklik, dat die goddelike doel in elke lewe nou sal bereik word in Jesus naam. My broer en my suster, baie jare gelede, kom ek en 'n vroukie kom by my, ek gaan nou nie, ek sal miskien net, kom ons sê net by suster A, dalk is dit 'n bekende persoon jare terug wat jy geken het, en sy kom by my, en sy sê vir my, pastoor, ek het gehoor ek moet jou kom sien. Dis nie my gemeente sê, ek hoor nie. Sy sê, luister nou mooi kind van God, liewe broer, liewe suster, liewe inluisteraar, hoor vanmôre. Ek gaan u vanmôre iets sê. Daar's een ding wat die Here nie mag doen nie. Jo, pastoor Adi, die Here kan alles doen, hy wil alles doen, maar hy mag nie. Jy gaan net nou sien wat ek bedoel. Hy kan alles doen, stem julle saam met my. Hy mag hy wil alles doen, maar hy mag nie. Hoekom nie? Kom ek gou vir jou sê. En die vroukie kom by my, en sy sê vir my, pastoor Adi, ek het gehoor ek met jou kom sien. Ek was al by al die dokters gewees, in die dorp, ek was al by 2 spesialiste in Pretoria gewees, kry nie genesing nie.
Sy sê, ek het alles gedoen. Toe sê iemand vir my, gaan vra Pastor Attie om vir jou te bid. Ek dacht so, ja. Ek sê, kan ek maar nie die naam noem? Nee, liewers nie. Ek sê, my suster, wat bedoel jy? Sy sê iemand, pastoor, ek kan nie meer nie. Ek ly aan migraine hoofpyne. Ek was al by die beste spesialiste gewees, by die beste dokters gewees. Sy sê, ek is al in die hospitaal voelang, maar ek kry nie oorwinning en genesing oor hierdie hoofpyne nie. Ek sê vir my suster, nou is dit, gee my net 'n kans dat ek bid. Ek sê, sal nie vanmiddag omgee vanmiddag, laat ek net by die Here ontmoet, ons moet vinnig wees met antwoorde, want jy kan mense in siele verongelijk. Hoor eers by die Here en sê, so sê die Here, en as die Here dit gesê. Wat, volgende dag kom sê by my. Ek sê, sister, wees reg, kom sit. Kind van God, liewe inluisteraar, hoor vanmorgen wat Pastor Attie vir jou sê. Luister na hierdie boodskap. Jy gaan mense help, jouself help, jou kinders help, jou familie help, as jy vanmorgen die boodskap gaan vat. Een wat God nie mag doen nie, hoor nou. Sy kom by my. Sy sit, ek sê vir sister sit. Ek sê, sister, sê net vir my, hoe gaan dit met jou? Sy sê, pastoor, gaan goed, maar my gesondheid. Ek sê net vir my sister, luister nou mooi, liewe inluisteraar. Ek sê net vir my, jy het nie dalk gevoel teen iemand nie. Nie jou kinders nie jou broers nie jou susters nie, niemand nie. Ek sê nie jou ma nie, nee. Ek sê nie jou pa nie, sy sê ek haat hom. Ek haat my pa van 13 jaar oud af. Gaan nie ingaan met detail nie. Van 13 jaar oud af haat ek hom. Ek sê, sister, kan ons sê, sy sê, pastoor, ek het 25 jaar laas met hom gepraat. Ek wil nooit iets van hom hoor nie. Luister haar broer, sister, wat Pastor Attie vanmorgen vir jou sê is, jou lewe kan verander, jy kan ander mense help. Wat gebeur? Ek sê, sister, wat? Ek sê, sister, wil jy nie jou pa maar vergewe nie? Sy sê, pastoor, luister jy nie wat ek vir jou sê nie? Nooit, ek haat hom, ek wil niks, 25 jaar laas met hom gepraat, wil niks hoor nie. Ek sê, sister, nou kan die Here en ek jou ook nie help nie. En ek vat my Bybel en ek stap by die huis uit. Ek sê vir sister, sy hardloop my agterna, sy gryp my so vas. Sy sê, help my asseblief. Ek sê, ek wil jou sê, vergewe jou pa van harte en kyk wat God vir jou gaan doen, dan gaan die dokters jou ook kan help. So, ek voel die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek, broer. Hoor vanmorgen, God gaan mense hier verander in die dorp, vir jou familie, vir jou gesinne verander na vanmorgen. Ek sê, Here, ek sê, pastoor, moet my nie los nie, help my. Ek sê, nie, jy kan jouself help. Sy sê net my wat te doen. Ek sê, vergewe jou pa van harte. Sy sê, pastoor, ek het 20 hoeveel jaar laas met hom gepraat. Ek sê, kom, daai jare was daar nog nie selfone nie. Sy vat die foon, ek gee my foon vir, sy vat sy daai nommer. En toe die pa aan die ander kant antwoord, sit ek met die speaker. Sy sê, papa, as dit moontlik is, kan papa my vergewe, dat ek papa gehaat het vir 25 jaar. Kind van God. Ek hoor die paar ruk in die ander agterkant, sy val neer, sy sê, pastoor, bid vir my, bid vir hulle, wat my oor die foon. Die Here maak gesond nog, die Here vergeef nog, so mag my hemelse Vader julle nie vergewe, as julle nie van harte vergewe nie. Hy wil, hy kan, maar baie mense sit vandag met situasies, omdat hulle met onvergewingsgesindheid sit. Bid vir haar, sy is uit by die huis, soms sy voel beter, sy by die huis uit, 'n maand en 'n half later, bel Dr. Parsons my, ek sê, pastoor, kan jy asseblief kom sien? Ek sê, wel, dokter, jou bel om hom te kom sien, jy gaan sien, moes 'n dokter, nie dokter jou, dit klink nie vir my reg nie, ek moet die dokter gaan sien, kom in, is 4 dokters, en druk die deur agter my toe, en 3 van die dokters stap saam met die 1 spreekkamer in, en 1 dokter sal die praktyk net aan die gang hou, terwyl ek binnekant is. Druk die deur, maar sê, pastoor, sal jy asseblief eerlik met ons wees, sê, dokters, wat het ek verkeerd gedoen? Nee, nie wat jy verkeerd gedoen nie, wat het jy gedoen wat ons nie weet nie?
was broer, wat sê jy nou vir 'n dokter? 3 dokters sit daar agter my. Deur is toegesluit agter my, ek kan nie hardloop nie, kan nie wegkom nie. So altyd kyk jou Here is elke op die hoog, kan nie daar nie kom nie. Ek sê dokters nie is reg. Hy sê, ken julle my, kan ek my net nie van mevrou Norkie? Ek sê ja. Ek kan onthou, die vrou was eendag by my gewees, so 2 maande terug. Sê net my, wat het daar gebeur? Ek sê, wat met julle, wat het daar gebeur? Ek sê, waarmee het sy by jou gekom? Ek sê, sy is 'n baie siek vrou, sy is 'n toestand, sy is gekruppel, of 'n breek gelyk en alles. Ek sê, ja, maar dis wil ons weet, wat het jy gedoen? Ek sê, my dokter, wat het ek gedoen? Ek het net vir haar gebid en vir haar gesê, wat sê God se woord? Sê, maar wat sê God se woord? Ek sê, so sê die Bybel, so mag my hemelse Vader julle nie vergewe, as julle nie van harte vergeet nie. Ek sê, dokters, sy het met 'n haat geloop. Hy sê, een dokter sê, dokter Basie, my pastoor, ons het al vir 4 jaar gedokter, en ons kom na die beste spesialiste, en niemand kon haar help nie, ons is moedeloos. As hy inkom in die spreekkamer, dan sê ek, dokter, so, jy sien nou vandag, dan kom hy voor, nee, jy sien nou, ons is net moedeloos, want ons weet nie, elke keer kom sy aan, sy word net slegter, dit is seker. Sy sê, en eergister, toe kom hierdie vrou by ons, en sy is pragtige gemeer, sy het pragtige rokkie aan, sy loop met 'n huppel en stap, hy sê, dokter, pastoor, dis my beurt om weer te spuit. Binne as. Hy sê, my beurt. Sy sê, dokter, ek kom nie vir 'n inspuiting nie, ek kom net vir jou sê, ek is gesond. Hy sê, mevrou, hoendervleis kry ek nou. Sy sê, dokter, ek kon net vir jou sê, ek is volkome gesond. Hy sê, ek kan sien iets het gebeur. Sê, wat het gebeur? Sê, ek het myself gesond gemaak. Nou is die dokter, nou is al 3 van hulle kyk vir mekaar, broer, want nou sê, self gesond, met 3 van ons, die beste spesialiste in Pretoria, kon haar nie genees nie. Wat het gebeur? Sy sê, ek het myself gesond. Sy sê, vertel net vir ons, jy lyk anders, jy loop anders, jy praat anders, jy dink anders, wat het gebeur? Sy sê, ek het myself gesond gemaak, ek het vergewe, en toe vergewe die Here my, toe maak hy my gesond. Halleluja, halleluja, ek vergewe, toe vergewe die Here my. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, as jy kan vergewe, gaan jy ook weet, daar is te veel van ons mense, wat met wrokke loop vir jare. As jy nie kan sê, amen, nie sê my einde. Boeta, daar is te veel van ons mense, wat vandag, kinders en ouers, weet jy wat, dan bly kinders en ouers in een huis, ag in een dorp, dan groet hulle mekaar nie eers. Is dit waar of nie? En dan besef hulle, niks kan, die seëninge kan nie oor hulle neerkom nie. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap, vergewe, en kyk hoe dat God jou kan vergewe. En die Here maak haar gesond, volkome gesond. Daarna wil almal net by my kerk aansluit. Ek sê, jammer, hierdie kerk sluit jy nie aan nie, jy word ingebore. Jy bekeer jou. Ek wil vir jy sê, om jou te bekeer is nog die werklikheid. Net nie van slegter nie. Hoor mooi, hy sê, 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Ek wil vir jy sê, kinders van die Here, ek sien 'n paar gryskoppe ook, en ek wil vanmôre vir julle sê, ons is nie meer baie lank nie, gaan ons Jesus sien. Halleluja, dankie my broer, jy steek jou hand op, ek stem saam. Halleluja, nie meer baie lang, dan gaan ons Jesus sien, en kroon hom as koning van die groot hal aan. Halleluja, en oorwin die dood, die graf en die hel, en oorwin vir jou, en vir my, vir wat ons sê die boodskap is vir langs jou, hy gaan kom op die wolke, dis seker. What a day that will be. When my Jesus I shall see, look upon his face, the one who saved me by his grace. Amen. Wees dit lekker om die Here te dien. Halleluja. Ag, iemand sê, pastoor, jy moet toch net kalmer vat, ek sal probeer. Ek sal probeer rustig wees. Jy moet nie so opgewonde raak nie. Ek sê, maar ek sal probeer. Hierdie stage is 'n bietjie klein. Ek wil dans vir die Here, ek wil huppel as ek loop, want weet jy wat, ek is opgewonde. Waterborrel staan stil. Dit is lekker om die Here te dien. Is dit lekker? Is jy opgewonde wat die Here vanmôre vir jou gaan doen? Ek wil vir wie vanmôre sê,
Ek het mooi met die Here gepraat. Gisterand 'n mooi boodskap voorberei. Ek sê, dink ek jokkie sê, lang boodskap, mooi pragtig. Soos daai suster op die help ook, geskryf ook. 5 uur môre sê die Here vir my, preek jy nou wat jy wil preek, of wil jy ek preek wat ek wil hê moet preek? Ek sê, ekskuus Here. Net so, my broer en my suster, kom ons luister weer na die stem van die Here. Kom ons hoor weer. Ou mense moet sterwe, jong mense kan ook sterwe. Hoor nou mooi. Ons kyk mooi. Hy sê so, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Stry my broer en suster, moenie nou opgee nie. Hou vas, en jy weet nie wat? Ek weet wat dit is, om by huis in te gestap te kom. En die suster sê, my pastoor, ek is so bly hy is hier. Koos is nou hier. Hy gaan so bly wees om jou te sien, pastoor. Kom sit. Kan ek vir jou soms 'n koeldrankie gee? Want ek drink nog nie tee of koffie nie. Nee, ek nie eens tee nie, ek is allergies vir koffie. En Koos sê, kom sit. Ek kry dit in my hart uiteindelik. Ek sê, suster, ek is eintlik om weer vir jou te kom sê. Koos kom nie my huis toe, die pad hier na toe dood vir ongeluk. Dit is nie maklik vir 'n pastoor nie. Sy is opgewonde, lieflike 2 mense. Vanoggend wil ek vir jou sê, I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand. Hou jou hand vas, wil jy nie saam met jou hand, sê, Here, hou my vas. Hou my vas, Here. Moet my nie los nie, moet my nie laat gaan nie. Hou my vas. My broer en my suster, hoor nou mooi. Ek het gesê, daar is een ding wat die Here nie mag doen nie. Hoor vanmôre. Wat sê Matteus 6, die 14de versie? Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Hoor nou mooi, hoor nou mooi. Hoor nou mooi. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hy kan ons doen, hy wil, maar jy en ek het baie keer die sleutel. As ek vergewe, kan ek vergewe word. As ek vryspreek, kan ek vrygespreek word. As ek seën, kan ek geseën word. Vanmôre het ek 'n boodskap vir iemand in hierdie plek vanmôre. Ek vra die Here om jou in my deur te dra vanmôre, om jou omstandighede te verander, jou droefheid in blydskap te verander, jou trane in gelag te verander. Want weet jy wat? Hy is en bly dieselfde Jesus. Hy is en bly die wonderwerkende Jesus. Halleluja, daarom moet jy dan. Ek kan nou nie stap, my broer en my suster. Ek kan nou maar uit te stap, kan dit nie vanmôre hier doen hier. Ek kan vanmôre vir jy sê, een ding is seker, my suster wat saam met my gekom het, kan vir julle sê vandag. Ek het baie keer, dan sê mense, hoe jy dit geweet? God wys my by groot dinge. Ek wil vir jy sê, die Here maak vir my harte oop, situasies oop. Ek wil vir jy sê, as jy vir jy begin noem, sal jy sê, is dit moontlik? Kom, ek gee net vir die idee. Ek stel by 'n besigheid in. Die mense koop 'n besigheid, groot besigheid. Ek stap so die mense en ek sê, julle koop nie hy besigheid. Ek sê, pastoor, dis 'n besigheid. Ek sê, moet jy hy besigheid koop nie. Ek sê, maar pastoor, dis alter. Ek sê, goed. Ek sê, wil net vir jou sê, jy kos julle soveel 1000 of miljoen rand vir die besigheid, die ou wil die geld volgende week hê en alles. Ek sê, julle doen dit nie. Ek sê, pastoor, maar alles is reg. Ons teken net môreoggend teken ons as alles afhandel. Ek sê, julle teken nie. Ek sê, ek het met die Here gepraat. Julle teken nie daai besigheid, julle koop nie daai besigheid nie. Pastoor, maar ek dit môre gepreek. Ek sê, kom ons luister mooi. Ek sê, môreoggend vroeg as die banke oopmaak, dan gaan vind ons uit. Wie is hierdie mense wat julle besigheid by koop? Gaan terugkom by die bank. Nou sê die dame, ja, ek weet. Meneer so, hy en sy kollegas vlieg môre Amerika of Kaap of oorsee, waar jy ook al. Hulle immigreer. En toe ons agterkom, dat hierdie mense as hulle betaal het, hulle nie eens betaal vir 'n besigheid nie, hulle het al in duisende rande of honderde duisende rande in hierdie man se rekening getaal het, uitgevlieg oorsee, hulle is alles verloor het. Wat gebeur? Die môre kom hulle, sê vir my, pastoor, nou moet jy jouself, ek sê, nie, geen probleem nie.
Ek sal op huis sit as die man kom nou oor dat julle die geldjies oorhandig, die checkie oorhandig, geen probleem nie. Ek sit dat die man kom en sê, en nou wie sê, ek sê nee, ek is pastoor Attie. Ek sê nou, ek wil net nie so by wees, as julle net teken, dat hulle net 'n mooi eerlike getuienis het. Sê, dit is wonderlik pastoor, bly is hier so. Hulle sit so reg, en ek kry papier reg, hulle sê, ek sê, nee, ons nie so vinnig teken nie, ons moet eers daaroor bid. Ek sê, pastoor, eers daaroor bid. Ek sê, ja, die Bybel sê, ken hom in al jou weë, nee my moeder, ken hom in al jou weë, dan maak hy jou paai gelyk. Ek sê, meneer, ons gaan eers bid. Hy sê, pastoor, eers bid. Ek sê, ja, bid, so 'n groot saak, ons sê, hoeveel met iemand aan hierdie besigheid. Ek sê, kom ons moet sê, Here, u weet die waarheid. Here, u weet hoekom. En u weet, Here, hoekom hierdie mense nie gaan afteken nie. Dis pastoor, ek verstaan nou nie, jy sê, ons moet nou bid en teken. Ek sê, ons gaan nie teken nie. Sê, hoekom nie? Ek sê, my broer, sê net vir my, waar is jy volgende week hierdie tyd? Broer, waar is jy volgende week hierdie tyd? Hulle oor ek so groot. Ek sê, kom ek help julle gehou. Jy is volgende jaar, volgende week hierdie tyd, is jy in Amerika waar ook, as ek kan nie onthou nie. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, die koning van die konings, die lelie van die dale, die blinkende môrester, het vir my gesê, ek moet gaan ondersoek instel, en ek was by die banke gewees, en ek was by julle paspoorte, kan ek dit vir jou sê, as jou paspoort lê nie in jou kar se kabel nou nie, as jy weet jy dit, ek sê, gaan kyk, as jou reiskaartjie, vliegtuigkaartjie, nie nou daar in 'n koevert, so groot koevert nie, as jy weet jy dit, ek sê jy vir die Here, vra jy vir dit vir die Here? Vanmôre wil ek vir die kinders van die Here sê, luister mooi, die Here antwoord nog gebed. Die Here gaan mense in hierdie plek vanmôre se situasies verander, jou droefheid en blydskap, jou trane en gelag. Ek het vanmôre, ek wens ek kan net tyd gehad het om hierdie teerstap vir jou te sê, so sê die Here vir jou, hier's mense hier wat boodskappe nodig het, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God knows everything about you and me. Hy weet alles van jou, hy ken jou situasie, hy ken jou stryd, hy ken jou behoefte, hy ken jou werksomstandighede. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê, hoor mooi, wees versigtig wat in hierdie komende 2 weke, hierdie laaste week of die volgende week, by jou werk gaan gebeur. Onthou hierdie woorde, pastoor Attie nou vir jou sê, wees eers seker voordat jy ja of nee sê. Miskien sal jy my eendag kontak en sê, ek het gehoor wat die Here sê. Ek wil afsluit, ek wil klaar maak. Die Here verander jou situasie as jy bereid is om jou kant te bring.